wat dink jy? Chanel, wat denk jy? Vriende, wat is jou gedagtes oor hierdie Bybelvers? Ons lees in Matteus 7 vers 1: Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Chanel, hoeveel keer het jy al gehoor iemand sê jy mag nie oordeel nie? Gats Janine, ek dink meer kere as wat ek kan tel. Maar weet jy wat? Ek dink gewoonlik gebeur dit juis wanneer ons, en ek wil my nou verstout om hierdie te sê, wanneer die liefde soms 'n afterthought is. Jy weet, ons probeer iets aanspreek en dan wil ons sê dit moet tog liefdevol klink. Weet, dan word hierdie vers ek dink baie gebruik. Wat dink jy? Ja, maar wanneer ons verder lees, sien ons iets baie interessants. Jesus sê nie net moenie oordeel nie. Hy gaan dadelik aan en sê ons moet eers die balk uit ons eie oog uithaal voordat ons die splinter in iemand anders se oog probeer uithaal. En dit verander nogals die betekenis van, weet, net een sinnetjie wat ons soms gebruik. Want Jesus sê nie ons mag nooit onderskei tussen reg en verkeerd nie, want as dit so was, dan sou ons nooit sonde kon aanspreek of mekaar kon help groei nie. Wat dink jy, Janine? Presies. Jesus waarsku ons eintlik teen hygelary. Hy sê: "Kyk eers eintlik na jou eie hart voordat jy iemand anders probeer reghelp." En dis baie maklik om ander foute raak te sien, maar baie moeiliker om ons eie raak te sien. Maar wat dink jy, Chanel? Weet jy wat hou ek van? Ek love dit dat Jesus nie sê ons moet die splinter ignoreer nie. Hy sê begin by jouself. Want wanneer ons nederig is, verander ook die manier waarop ons met mekaar praat, met iemand anders. En dan veroordeel ons nie, ons help, want dit kom uit die hart. Ek dink dis die hart van hierdie gedeelte. Jesus roep ons nie om krities te wees nie, maar om mense met waarheid en liefde te benader. Wanneer ons eers ons eie hart aan God oorgee, sal ons baie meer genade hê vir ander. Wat dink jy? Hmm. Ek dink my tannie, ek hou van wat jy sê. So vriende, volgende keer wanneer jy Matteus 7 vers 1 hoor, onthou die konteks daarvan. Want ek dink nie Jesus verbied onderskeiding nie, maar hy waarsku wel teen 'n veroordelende hoogmoedige gesindheid. Want 'n hart wat self God se genade beleef het, sal altyd met meer liefde en nederigheid na ander harte kyk. En dalk is dit die vraag wat jy jouself moet afvra. Is ek besig om mense te veroordeel of probeer ek hulle met dieselfde genade behandel waarmee God my behandel? Goeie vraag. Maar vriende, wat dink jy? Los vir ons jou gedagte in die comments hieronder en onthou om die like knoppie te druk. Tot volgende keer. Wat dink jy?